God se spesiale sagte plekkie in sy hart vir vrouens. Het jy al opgetel hoeveel intieme kuiers het Jesus gehad met vrouens? Hoeveel diep hartsgesprekke het hy gevoer met die girls in die Bybel? En hoeveel groot wonderwerke het hy gedoen net om 'n pleister te plak op 'n gebreekte hartjie van 'n mamma? God stuur 'n engel om met 'n hardkoppige man te gaan raas, toe hy amper met Maria wou opbreek met haar swangerskap met Jesus. Kan alle vrouens nie meer bid vir engele wat gestuur word na hardkoppige mans nie. Jesus stuur sy disippels om te gaan 'n middagete piknikboksie te gaan koop, net om 'n 1-tot-1 hartsgesprek te hê met 'n Samaritaanse vrou by die put. Daar smeer hy 'n hemelse salwie aan al haar wonde. Daar vertroos sy haar eienaars oor al die verwerping wat sy al ervaar het. Daar in een gesprek met hom verander hy haar reputasie van 'n los vrou na 'n prinses van die Allerhoogste. Het ons almal nie so 'n gesprek nodig met hom nie, waar hy ons persoonlik troos en vir ons bemoedig oor al ons monsters onder ons bed. Die dinge wat ons so ver wegsteek, so ver onder ons beddens, net oor skaamte. Vir 'n vrou openbaar Jesus die eerste keer wie hy werklik is. In Johannes 4 vers 25 tot 26. Hy sê vir 'n vrou dat hy is die verlosser vir wie almal bid. Hy openbaar dit nie vir die slim en geleerde Nikodemus nie. Nikodemus wat 'n Fariseer is, wat sy hele lewe al geleer het van al die wette nie. Jesus openbaar dit nie vir Petrus, Johannes en Jakobus, wat alles opgegee het om vir hom te volg nie. Nee, die eerste persoon vir wie hy sê hy is die gesalfde, die Messias, is 'n vrou wat in sonde saamwoon met haar kerel. Nou nie dat ek wil sê, almal moet begin om in sonde saam te woon net vir 'n hemelse openbaring nie. En dan, vir die vrou wat 12 jaar lank geen drukkies ontvang het nie. Nie een keer koffie en 'n stuk sjokoladekoek saam met haar vriendinne kon eet nie. Wat vir 12 jaar lank nie een keer vir haar seentjie 'n nagswemkie kon gegee het nie. Verander Jesus haar lewe in 'n oomblik, in 'n oogwink. Die vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, moes volgens daardie tyd se wette in totale isolasie geleef het, omdat sy onrein geskou was. Sy mag nie gewerk het nie, wat dalk na 'n bonus klink, maar verbeel jou 'n lewe sonder 'n doel, sonder 'n passie, sonder drome. En Jesus genees haar bloot net omdat sy aan hom raak. Meeste ander genesings wat gebeur het, was omdat hulle vir Jesus gevra het om hulle te genees. Die vrou raak net aan hom. Ek weet nie van een man wat genees is net deur 'n aanraking nie. Die vrou wat die doodsvonnis gehad het, wat reeds gestempel was, sy het al reeds die Green Mile gestap. Sy het al reeds haar laaste maaltyd gehad. Kom Jesus en kom red haar, sonder dat sy eers daarvoor hoef te vra. Kan ons amper sê dat Jesus vergewe vrouens bloot net omdat hy so 'n sagte plekkie vir ons het. Asof ons amper nie eers ons sondes hoef te bely nie. Want Jesus ken ons vrouens se harte en hoe hard ons op onsself is. Ons voel nog steeds skuldig oor daardie stuk kaaskoek wat ons 2 jaar terug geëet het. So terloops, met hierdie insident is dit die enigste aangetekende insident waar Jesus iets neergeskryf het. In Johannes 8 vers 8. Kan ek so romanties kyk na Jesus en dalk dink dat hy uit liefdeswoordjies vir die vrou neergeskryf. Dink jouself in, 'n liefdesbriefie spesiaal van Jesus. En die grootste wonderwerk. Jesus laat die seun opstaan vanuit die dood vir die weduwee van Nain. En Jesus het dit bloot net gedoen omdat hy die vrou gesien huil het. Kan ons trane wat ons voor hom offer, al die trane wat ons agtertoe deure, in kussings, in storte, het ons trane die vermoë om dooies weer lewendig te maak? Het ons trane die vermoë om God se hand so te roer voordat ons eers daarvoor vra? By Bethesda, huis vir emosionele genesing vir vrouens hier in Kameelfontein, beoog ons juis om vrouens te help en te wys dat ons maak saak vir God. Ons maak saak vir 'n liefdevolle Papa Abba en dat hy bid genot daarin om ons te help en ons op te rig as prinsesse van die Allerhoogste.